Vandag se top stories. Maties dagvaar SARU uitvoerende hoof Yuri Roux, busoorlog in Mamelodi en Nathaniel se averegse raad aan studente. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Netwerk 24 berig vandag dat SARU se uitvoerende hoof Yuri Roux deur die Universiteit Stellenbosch gedagvaar word vir meer as R30 miljoen in skadevergoeding weens die beweerde wanbestuur van fondse. Roux het voorheen gedien as die direkteur van finansies by die universiteit en as voorsitter van die Maties Rugby Club. Benewens onregmatige besteding op beurse, die bewilliging van fondse vir kostesentrums soos Uniondale Stichting en Paviljoenfonds, word daar in hofstukke ook beweer dat Roux R1,8 miljoen uit universiteitskoffers aan die Westelike Provinsie Rugby Unie betaal het. Voor ons Pieter de Tooy, wat die storie geskryf het, uitvra oor die implikasie hiervan vir Roux se huidige werkgewer SARU, is hier eers 'n vinnige kykie na wie is Yuri Roux. Roux was van 2002 tot 2007 die direkteur van finansiële beplanning en batebestuur en gelyktydig die voorsitter van Universiteit Stellenbosch se Rugby Club. In 2007 is hy bevorder tot senior direkteur van finansiële beplanning en batebestuur, terwyl hy steeds die voorsitter van Maties Rugby Club was. Hy is aangestel as uitvoerende hoof van SARU in 2010. In November 2013 kom dit aan die lig dat die Valke Roux ondersoek oor die volgende beweerde wanpraktyke: dat die US rugbyspelers se studiegeld, verblyf en ander kostes onregmatig gefinansier het, dat die skuld van spelers wat nie op beurse kon terugbetaal nie, glo in verskeie gevalle afgeskryf is, dat spelers van wie sommige nou beroepsspelers is, geldelik gehelp is wanneer hulle klasgeld te duur vir hulle geword het. Ten spyte van die bedrogondersoek is Roux se kontrak met SARU in Augustus 2014 met 5 jaar verleng. Pieter de Tooy, wat die storie geskryf het vir Netwerk 24, sluit nou by my aan. Pieter, wat is die implikasies vir SARU? Elma, dit is redelik ernstig. Yuri Roux is die hoofbeampte van die Suid-Afrikaanse rugby en een van die kernfunksies van 'n hoofbeampte in 'n posisie soos daai is om sy fiduciêre verantwoordelikhede na te kom. Met ander woorde, goeie korporatiewe bestuur. Jy moet seker maak dat jy voldoen aan die hoogste standaarde wat betref rekenkundige praktyke, wat beteken auditpraktyke. En as mens deur die hofstukke gaan, soos wat dit geliaseer is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof, is dit baie duidelik dat Yuri Roux, terwyl hy in 'n senior soortgelyke posisie was by die Universiteit van Stellenbosch, wederregtelik fondse rondgeskuif het en oorgeplaas het. Nou, sterk taalgebruik wat in die hofstukke gebruik word, wat sê dat hy het toegang gekry, of Roux toegang verkry tot die universiteit se stelsels, ongemagtig en sonder toestemming van die universiteitsraad en fondse rondgeskuif. So die implikasies vir Suid-Afrikaanse rugby is ernstig. SA Rugby probeer al baie lank om homself voor te hou as 'n organisasie wat doeltreffend en goed bestuur word. Hier is nou uiteraard vrae oor die hoofbeampte, en net soos die gesegde sê, Caesar se vrou moet onkreukbaar wees, en in hierdie geval is daar vrou oor Caesar se vrou, wat Yuri Roux is. En sy kontrak is in 2014 hernie vir 5 jaar deur SARU, ten spyte van die feit dat hierdie ondersoek hangende was. Ja, destyds, verlede jaar toe ons daaroor berig het Oregon Hoskins, wat die president van SA Rugby is, gesê dat hulle het met Roux gepraat hieroor, daar was 'n ondersoek daarna gewees, en hulle aanvaar sy verskonings en sy verduideliking. Ons weet nie wat daai verduideliking en verskoning is nie. Dankie Pieter. Ons het die Universiteit Stellenbosch se woordvoerder as ook Yuri Roux self gevra vir kommentaar. Die universiteit bevestig dat 'n dagvaarding uitgereik en betekenis op 2 voormalige werknemers van die universiteit, naamlik meneer Yuri Roux en Chris de Beer. Die dagvaarding volg op 'n forensiese audit 'n tyd gelede, wat sekere ongeruimthede uitgewys het, naamlik die ongemagtigde aanwending van universiteitsfondse wat nou teruggeëis word. Aangesien die saak hangende is, kan die universiteit ongelukkig nie tans verdere inligting verstrek of kommentaar lewer nie. Nee, wel, die eerste plek is, alle kommentaar hardloop ons deur die kalhoen ook, maar ons kommentaar gaan niks verander, so nee, ek gaan niks sê nie. Nog slegte nuus vir pendelaars in Mamelodi. Die spanning wat sedert Woensdag heers weens Autopax busdiens se oorname van die ou Padco busroetes in Pretoria, het Vrydagoggend in 'n skietery ontaard. Leanne George was daar. Daar is vanoggend op 'n Padco-bus op Solomon Mashlangu-weg naby die busdepot geskiet. Die mense in die gemeenskap beweer die busbestuurder en 3 of 4 passasiers is gewond en 2 is dalk dood, maar daar is nog nie amptelike bevestiging hiervoor nie. Gautengse premier David Makhura, ALR vir vervoer Ismail Wadi en Tshwane burgemeester Khosi Ramokgopa is hier om met die taxi-bestuurders te praat. Ek is Leanne George in Mamelodi vir Netwerk 24. Dankie Leanne. Wat is 'n graad deesdae werd in 'n wêreld waar selfs die rykstes dikwels nie eens al skoolloopbaan voltooi het nie?
Nathaniel het donderdag die onortodokse vraag en 'n reeks ander droë kwinkslae kwytgeraak tydens 'n toespraak wat hy gelewer het by 'n gradeplegtigheid by die Universiteit van die Vrystaat. Some of you are really old. I expected a few young people too, but congratulations. My mother said, don't judge the slow ones. So you got there. There are setbacks in your life. If you have a vision and you plan, there will be setbacks. They are called pregnancies or marriages, but people overcome them. It took me a long time to realize nobody cares how famous you are, except the 3 or 4 people that you employ. And nobody cares how big your house is or how rich you are, except the family who will benefit from that. People care about how you treat them and how you make them feel. South Africa, with all its uncertainty and the way we negatively talk about our country, it is a miraculous place for those with a vision. Tweet vir ons video's of foto's van topstories in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.